Môre geliefde, welkom op hierdie pragtige donderdagoggend. Vanoggend woord. Ek en jy is bewakers van die heilige woord van God. En as ek en jy regtig sy seën in ons lewe wil ervaar, moet ons baie nougeset en versigtig met God se woord, die Bybel, omgaan. En nie daarmee Peter nie. Jesus herinner ons in Matteus 5 vers 18 en ek lees dit. Ek verseker julle, al sou die hemel en die aarde ophou bestaan, sal die wet definitief tot in sy fynste detail geldig bly, totdat God se bedoeling daarmee bereik is. Kom ons lees ons vers, Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, wil amper sê self. Ons behoort eintlik fundamentaliste te wees. En wat beteken dit? Beteken dat ons vasglo in die woord van God en dit letterlik interpreteer. As ons die krag van God se woord in ons lewe wil ervaar, dan kan ons nie aan die woord verander nie. Ons kan nie besluit wat vir my en vir jou die belangrike is nie. Ons kan nie besluit wat waar is en nie waar in die Bybel nie. As ons 'n visie vir ons lewe soek, dan gaan ons na die woord van God toe. En dan behoort ons en durf ons nie sy leiding bevraagteken nie. As ons 'n geseënde huwelik wil hê, dan behoort ons te doen wat God vir ons in sy woord sê. As ons in 'n vredevolle huis wil leef, dan moet ek en jy die Bybelse riglyne vir ons lewe volg. En wanneer 'n vriend vir jou sê, maar wys vir my hierdie Jesus van wie jy praat, dan gee jy vir hom 'n Bybel in die hand en dan lees jy vir hom 1 Johannes 5 vers 7 en 8 en jy sê vir hom, daarom is daar die 3 wat getuienis aflê, die gees, die water en die bloed. En al 3 is dit eens. Jesus is die woord, die weg, die waarheid en die lewe. Voor ik kan niet
Here Jesus, U is die woord, die weg, die waarheid en die lewe. Amen. Geliefde, hierdie oordenking is eintlik net 'n inspirasie vir jou, 'n aanmoediging om die woord van God te lees. Mag jy saam met my 'n lieflike dag hê.